daar begin. Welkom by Kuier om die Woord. Lieflike sonskyndag en ek glo Jesus altyd sonskyn in ons harte. Maak nie saak watter dag dit is nie. Jesaja 30 het ons nie kon klaar kry verlede keer nie. Ons het 'n bietjie arbeid ingesit op vers 21 van hoofstuk 30. Jou ore sal 'n woord agter jou hoor. Yes. Wat sê, dis die weg, wandel op. Jesus word hierdie weg, waarheid en die lewe vir ons en dis 'n wonderlik om geloof te snap wat agter jou reeds lê. Sy voltooide werk reeds binne in ons. Nou ja, waar is ons by vers 22? 23 van Jesaja 30. So as jy wil lees vir ons. Dan sal hy, dis nou vers 23, dan sal hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai en broodkoring wat die grond voortbring. En dit sal smaaklik en voedsaam wees. Ja, ek hou so van as 'n mens nou hierdie sien, dis nou die uitkoms vir gehoorsaamheid. Dan dink ons aan Jesus Christus wat homself verklaar as die hemelse brood in Johannes 6. En wanneer ons hierdie hemelse brood, wie Jesus is, eet, ons self versadig daarmee, ons koppe vul daarmee, ons self voed met woorde van geloof, wie Christus is, dan kom jy agter jou hele lewe raak voorspoedig. Wie het dit al agtergekom? Eerste ding wat gebeur is jou verhoudinge met die mense in jou lewe raak voorspoedig. En as jy goeie verhoudinge kan handhaaf, kry jy samewerking, goeie besigheid, sê amen. As 'n ou nie kan goeie verhoudinge handhaaf nie, dan gebeur slegte dinge. Ons sien vandag in ons land, die politiek is so de mekaar, en almal is teen almal, en die klomp beklei teen daai klomp, en dis waarom maar niks gedoen word nie. En dis waarom ons nou sit al meer as 'n maand, dink ek, wat ons geen veilisverwydering het nie. Want dis alles politiek. Politiek is die een groep is teen die ander groep. Kom laat ons in eenheid wees. Eenheid met ons Vader, eenheid met mekaar. OK, kom ons lees verder. Die brood sal smaaklik en voedsaam wees. Weet julle, daar's mos nou niks. Het jy so 'n bietjie van die bus afgeval nou? Nee, ek het 'n pen gesoek. Okay. Daar's niks so lekker soos vars brood nie, stem julle saam. En daar's niks so sleg soos ou brood. Wat mif op het, ja. Ja. Die woord is altyd deur die Heilige Gees, Yes. vars en nie. Jy kan dieselfde woord weer lees. Ja. Elke oomblik maak hy dit vars en nuut. En dit laat my dink aan die toonbrode, nee, wat is brood is. Ja, dit is mooi daar wat jy sê. Dis Ja. nie sal wees brood nie, dis nie was wees brood nie, dit is brood. Wat altyd vir ons sê, geloof is. Nou, en as Jesus optree, en sy naam is nou juist Immanuel, God by ons, en dan maak hy dit nog beter, hy stuur die ander trooster, God nou in ons. Sê almal is. So wat is ons probleem? Gaan net stil oomblik in, wees rustig en ontdek dadelik die groot ek is aan jou verbind. En dan bring hy jou ook in die is in. En dan is jy die vrugte van die Gees vir ons almal. Sê amen. Dan is jy nou so dat ons ook van jou kan hou. Kom nou. Kom ons kom almal in die is-faktor. Pragtig, jy's op die bol met hierdie is-storie, hoor. Jou vee sal in die veld wei op 'n uitgestrekte weiveld, en die osse en die esels wat die grond bewerk sal voer met sout eet, wat uitgewan is met skop en gaffel. En op elke hoë berg en elke verhewe heuwel sal strome wees, waterlope. Waterlope. Dit laat my dink aan in die ou dae. Weet julle, in die ou dae het die dorpe sulke
aan die agterkant van die erf was daar so 'n stroom gewees, dit was so 'n sement Vore. En dan, 'n lei vore, en dan loop die water daarin, en altyd, as ons by my tannie gaan kuier het, dan, jy kan daai water so skep en so drink. So skoon was daai water, wat uit die Vaalrivier uitkom. Ek weet, die Vaalrivier se water was skoon en vars, en jy kan so op jou maag gaan lê. Ons as kinders, nou was ons daar so op 'n plot wat teen die Vaalrivier afloop, vol vrugtebome. Dan speel ons daar, en dan eet ons vrugte. Dit was die tuin van paradys, dit was die paradys. En dan, as jy moeg gespeel, dan raak jy dors. Dan is een van daai vore wat so uit die Vaalrivier uitkom, wat hulle nou die water so lei vore. Dan val jy plat op jou maag, dan lê jy langs daai vore, en dan drink jy, soos 'n hond nou sal drink, jy weet. Lek jy die water so. Jy krap net dan kom nou sulke ou blaartjies wat so verby op die water stroom. Krap jy dit net so weg, en dan drink jy daai koel, vars, gesonde rivierwater. Ek weet nie of mense vandag moet waag met die... Nee, jy sal in ICU beland. So hierdie is vir my baie mooi, en weet jy, ek nou sien hierdie, en dan dink ek dadelik wat Jesus sê het op die groot dag van die fees. Toe roep hy uit, toe sê hy, almal wat dors het, kom na my toe, en kom drink van my. Nou ek weet nie julle nie, maar ek drink nou hierdie woord in wie Jesus is, want hierdie, self Jesaja sien ons Jesus in. Hy sê, kom drink van my, en dit het hy gesê van die Heilige Gees, wat ons sou ontvang, en is die Heilige Gees uitgestort? Yes! En dan sê hy, en dit sal in julle word, strome, ander vertaling sê, riviere, van lewende water. So ons is nou hierdie strome, riviere, fonteine, van lewe vir mense in ons lewe. Is dit nie lekker nie? Kom nou, laat ons dit wees, man. Kom nou, wees dit wat jy klaar is, wat hy sê jy is, wat hy is nou in my en in jou. Dis mooi wat jy sê, want ek dink nou hierso in Petrus sê hy, as 'n mens moeg is, en 'n mens is moedeloos, en 'n mens is, jy voel jy het op die einde van jou pad gekom, nee, en iemand gee vir jou 'n vars woord, dan kan daai een woordjie, kan jou so aanskakel. Jy kan ver gaan, ver hardloop, met so 'n bietjie aanmoediging, nee, dis wat hy sê. Weet jy, ons het dit te verkeerd beproef, nee. Yes. Jy begin jou dag reg. Amen. En jy vul jouself jy voed jouself met woorde van geloof. Hierdie hemelse brood, wie Jesus is. Jy drink van hierdie water, wie Jesus is. So jy begin so. Nou begin jy jou dag, en oral waar jy tussen mense kom, is jy daai seën, daai blessing. Yes. Jou vriendelikheid skakel almal aan, almal word sommer vriendelik. Jou bemoediging en jou stigtende woorde en jou aangename woorde wat uit jou mond uitvloei, is 'n strome van lewende water. 'n Aangename geur van Jesus wat ons versprei. En kyk wat sy effek het dit op die mense. Mense, is dit nie die rede waarvoor ons lewe nie? Yes, amen. Dis lekker om te lewe, ja, dit is. Sê almal is. Dit is mos so, né? Nee, ek het niks om oor te lewe nie. Ag nee, kyk hoe gaan dit. Kyk hoe lyk die strate van al die plastiek. Die vuilis is nie verwyder nie. En ek ruik alweer die soet wat aan die straat afloop. Kom ons kom uit dit uit. Daar is altyd trouble, daar is altyd moeilikheid. Kom ons raak nie deel van die trouble en die moeilikheid nie. Kom ons wees deel van die oplossing. Sê amen. Ek het dit hier gekry in Petrus en ek gaan dit lees. Ja. 1 Petrus 4 vers 11. As iemand spreek, nou, almal van ons spreek baie. Ons spreek graag. Ons spreek graag. Ons gaan later praat oor in stil wees en vertroue lê jou krag, sê hy in Jesaja. Nou, as jy baie praat, ek gaan dit nou sê. Die oorvloed van woorde kom daar oortreding, sê maar Salomo. Wag nou.
'n baie prater is 'n slegte luisteraar. Ja, wat sê Jakobus, wees vinnig om te hoor, En stadig om te praat. stadig om te So hy praat. sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Ek kry, gister lees ek 'n voice note wat iemand vir my gestuur het, en wat kosbaar is, van 'n jeug wat Sondag hier was, en daai stadium was ek lekker moeg gewees, en hier kom sy voice note, Tannie, ek wil net vir Tannie baie dankie sê, vir dit wat Tannie Sondag, en weet julle wat, toe kan ek mure was, en ek kan vloere was, en ek kan, you name it, want net daai bietjie woord, Ek het dit ook ontdek, dis hoekom ek gereeld elke oggend vroeg al vir jou mooi soet woorde spreek, want dan was jy die vloere dan so mooi en die mure. Ja, ek het dit geleer, weet jy. Jy kry resultate as 'n mens, jy weet, die regte mense op die regte tyd. ja, Is dit, dan maak jy sommer jou bed ook op. Ja. Nee, dis net 'n grappie. dit Ek is so stem met jou belangrik, saam, ja. dit is so belangrik dat 'n mens Dankbaarheid sal woorde van uitspreek. stigting sal spreek, wat genade kan gee vir die Waardering, mense. gee jou waardering, daar's ja. soveel om te Aanmoediging. waardeer. Aanmoediging, ja. Aanmoediging. Goed, en die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal 7voudig wees. Nou hier is vir my baie oulik. Die maan het nie sy eie son nie. Yes, Die maan reflekteer, sê almal reflekteer. hy reflekteer maar Die net son. die son. Nou wat is simbolies? Wat beteken dit vir ons? Ons is nie die lig nie, ons reflekteer die lig wie Christus is. Maar omdat ons aan hom verbind is, omdat jy hom aangeneem het, deel van hom is jy sy lig ook? Is die is-faktor wie hy is, ook nou in jou? En is jy nou die oplossing? Is jy nou die blessing? Is jy liefde en blydskap en vriendelikheid en geduld en selfbeheersing? Kom nou, moet dit nie verloor nie. Ek kan nie nou besluit, ek verloor dit. Ja, ek weet kom jy het verloor, want jou politiek is verkeerd. Jy's verdeel, politiek is verdeeld. Yes. As ons een is met hom en ons is altyd in die eenheid met hom in gebed, ons vertoef baie in sy teenswoordigheid, so in sy woord, soos hy dit nou doen. En ons oordink die woord, wie hy is, sê almal is, dan raak ons daai selfde is-faktor vir iemand anders. Man, en dan begin jou lewe werk, en dan gaan jy gelukkig wees in wat jy doen. En alles wat jy doen, gaan jy voorspoedig uitvoer. Hoekom? Want jy is wie hy sê jy is. En sy is werk in en deur jou. En jy is die strome van lewende water wat uitvloei. Hy is dit deur jou na die mense in jou lewe. Yes. Wat baie interessant is in die hemelse dimensie, is daar nie 'n son wat lig gee nie, en daar is nie 'n maan wat lig gee nie. In die tabernakel is daar nie kersse wat brand of elektrisiteit nie. Behalwe Die heerlikheid van God gee die lig. die lig, ja. En jy dis- praat van die mees heiligste plek. Yes, in die ja, dis mees interessant. heiligste plek. In die heiligdom Yes. wat ons denke, gedagtes, gemoed En let nou verteenwoordig, wel, dit was tente, nê? So daar was nie vensters. was daar lig geweest, die goue kandelaar. Die goue kandelaar, Maar ja. dit spreek natuurlik ook boekdele, want Yes. wat sien Johannes in Openbaring 1? Hy Yes. hoor 'n stem, dis nou wat ons verlede keer gedoen het, agter hom. Want waarvan was hy besig? Jy het nou genoem van die toonbrode, né? Yes. Hy was besig met die toonbrode, die isbrode. Jesus brood. Toe hoor hy 'n stem agter hom, en toe moes hy omdraai, en toe sien hy wat? Openbaring. Nou, dis die kerk van vandag se probleem, die moderne kerk. Hulle kyk in die toekoms in. Hulle kyk in die toekoms in vir 'n oplossing. Dit het tyd geword dat ons die stem hoor agter ons. En wat is die stem agter ons? Ons draai om en ons sien Openbaring. Wat sien ons? Johannes 12
Hy het ons almal reeds ingetrek in die 3 dae kruisoperasie. En alles wat daar met hom gebeur het, is ook nou op ons rekening. Saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe, ou mens van sonde tot niets gemaak. 3de dag, saam met hom, lewendig geword, opgestaan. Ek weet nie, net hoe ek het sê nou, toe voel ek staan hier iets op in my denkwyse. Daar kom 'n lewe, hierdie opstaaningskrag van die Here, en dan saam met hom sit, rus in hemelse plekke nogal, want Jesus sê die koninkryk van die hemel kom nie met sigbare tekens nie, dit is binne in julle. Almal wat hom aangeneem het, binne in julle, die is faktor. Nou, jy moet omdraai en terugkyk, wat het reeds gebeur. So wat het reeds gebeur? Hy het ons saam met hom ingetrek, Johannes 12, in die 3 dae kruisoperasie. En die werk wat ons nie kon voltooi het, om tot volwasse grootheid te kom, of om tot sy totale volle blydskap en heerlikheid te kom, het hy vir en as ons voltooi. En wat bly nou oor? Geloof in wat hy reeds gedoen het, waarby ons ingetrek is, so ons kyk terug, en ons sien hoe het ons nou gekom waar ons nou is, so waar is ons, sê almal is, waar is ons nou? In hom, in sy is, en ons het reeds die oorwinning, en ons sit saam met hom, in oorwinning, op sy troon, sy heerskappy van liefde, in hemelse plekke. En wat nou? Ons wag nie dat iets moet gebeur nie, sy krag werk nou deur ons, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk nou in en deur ons, en dis sy liefde. En ons bedien die mense in ons lewe, en ons sien die resultate dan, die blydskap en die vreugde van die Here wat dan losbreek oor ons. Is dit nie lekker nie? Ek weet nie julle nie, maar as 'n mens, iemand wat verslae is en te neergedruk is, en die persoon sit net daar, en hier kom jy, en jy wees vir daai persoon 'n vriendelike, aangename, opbouende, stigtende seën wat jy vir hom bring, en jy sien hoe die persoon voor jou verander, en hoe die persoon lewe kry. Mense, daar's niks mooier en beter as dit nie. Dis lewe. Sê amen. Amen. Nou, hy verwys hierso na Jesaja 60, vers 19, hierdie spesifieke skrif. Dis mooi daai een. En hy sê, die son sal bedags jou lig nie meer wees nie. Ja. En die glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie. Maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. En jou God sal jou sieraad wees. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan sal nie kleiner word nie. Met ander woorde, wow, dis so fantasties, nie? Baie keer, as ons so op die plaas gewerk het, nie, en veral nou as jy 'n koei moet help wat wil kalf, en dan sien jy, hier raak het nou donker, nou kan jy niks sien nie. Nou moet jy voel, waar is die koei nou, jy weet? En dan is dit irriterend, want jou son gaan nou onder. Nou hy sê jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan sal nie kleiner word nie. As ons so die kalvers uit die koeie uitgetrek het, dan gaan jy partykeer so in die maan skyn, en dan kyk jy op jou oorlosie en sulke goeders. Nou hierdie is fantasties, want hy sê die Here sal wees jou ewige lig en jou ewige sieraad. Wow. Amen, weet jy, daai is dit hoofstuk 60, daai eerste 60 vers. vers 19. Wat is daai eerste vers? Die eerste vers, Ja. staan op verlig, want jou lig Staan kom. op, verlig. Nou, weet jy, as jy daai lees, né, Yes. dan lees jy dit met 'n Nuwe Testamentiese bril. Jy lees dit asof dit klaar gebeur. Met ander woorde, Kom ons lees dit gou so. Ja. Ja, staan op verlig. Staan op, ek staan nou op, sê opstaan, verlig. Staan op verlig, want jou lig kom, sê hy. Jou lig het reeds gekom. Het gekom. Ja. En die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Die Is heerlikheid klaar van oor die jou Here. op. Ons praat nou op Sondag van heerlikheid, né? Yes. Ons is Staan oor jou op. Ja. So, ek weet nie, dit voel nie vir my lekker nie. Kom, voel oor. Die heerlikheid, die lekker is klaar binne in jou. Sy heerlike lekker is binne in jou. Kom nou, sê dit vir jouself. Weet jy, tyd as jy 'n gemoedsbedingings het, né? Ek wil nou nie daai regte woord gebruik nie. Daai Griekse woord nie. Julle weet wat is gemoedsbedingings? Jou gemoed het so swaar geraak dat jy maak stink.
jy maak stink. Nou, jy het 'n bedinge sin. Nou, weet jy wat? Praat met jouself. Sê vir jouself wat die woord sê. Dan het dit tyd geword dat jy met jouself begin ernstige gesprek het. Want Romeine 10 sê, met die mond bely jy tot oorwinning, tot redding, tot gesondheid. Kom nou. Of wil jy my roep om met jou te kom praat, ernstig. Nee, begin met jouself ernstig praat. Ja. Spreek jouself aan. Ja, spreek jouself aan met die woord. Daar's 'n lied wat sê, I will preach the gospel to myself. Dis baie mooi daai. Dis baie mooi. Ja, ek hou van daai lied. Hoor jy gaan net weer terug daarna Jesaja. Jy het hom nou weer Jesaja 60. By 60. Ja nee, daai ene is moet 'n bietjie lywer. 60. Maar ons is Nee, ons moet hom gou lees hom weer. Staan op. Verlig. Ek wil nou vanmôre vir julle wat luister wat nou beswaard is. Kyk, ons Ek hou van daai, onthou jy daai, wat was daai Genesis wat so beswaard was? Wat was daai reeks? Genis. Koöperasie stories. Hy was so beswaard. Ek het dit so geniet om daai man se toneelspel te kyk van iemand wat beswaard is en te neergedruk. Weet jy kry sulke mense. Hulle noem hulle smartvrate. As daar smart is, dan wil hulle daaroor praat. Wat wil jy sê? Daar is daar nie liedjie staan op vir Jesus nie. Ja, ons sing hom ons. Ons sing so liedjie. Hoe gaan daai liedjie? Op verlig, want jou lig kom. Staan op verlig, want jou lig kom. En die heerlikheid van God gaan op. Die heerlikheid van God gaan op. Die heerlikheid van God gaan op oor jou. Dis hy. Nie eendag nie. Dis nou. Praat met jouself, sing vir jouself. Wees vroeg in die môre wakker en begin jouself moed inpraat. Sodat jy die res van die dag al die mense in jou lewe kan bedien en moed kan inpraat en kan opbou en kan stig. Ek hou so van daai hoofstuk 60 vers 1. Lees dit net vir ons weer een keer. Nee, stop. Staan op verlig. Staan op, jy slaap verlig. Ja. En dan? Want jou lig kom. Jou lig het klaar gekom, hy het klaar aangebreek, klaar gebeur. Hier kyk Jesaja vorentoe, ons kyk terug. Jy sal 'n stem agter jou hoor. Te veel van die kerkmense vandag wil vorentoe kyk. Mense, weet jy wat Salomo sê, uitgestelde hoop maak jou siel siek. Ons moet nou terugkyk wat klaar reeds gebeur het, waar ons klaar reeds is nou en begin rejoice. En begin positiewe verklaringe maak. Want hierdie lig wat hy van praat is Jesus. Ja. Nou op daai stadium het Jesus nog nie gekom nie. Nou is hy klaar daar, hy's binne in ons, die Heilige Gees, die ander trooste, die groot lig en heerlikheid is binne in ons. Kom ons wees verlig, kom ons lyk so. Kom ons praat so. Praat jouself moed in. Goed, nou kan ons weer aan. En die lig van die maan sal Waar wees. is nou? Jesaja? 26. Nee, Jesaja. Ja, Vers 26, 30, 30 vers 26. Julle moet bybly. Okay. En die lig van die maan sal wees soos die lig van die son. So, mense, dis nou jy moet dit nou sien, hierdie simboliek. Okay. En die lig van die son sal sewevoudig wees. Hy praat van die 7 kandelare wat hy sien in hoofstuk 1. Kan jy sien hoe die Bybel oral nou dieselfde taal praat, né? Goed. Nou wat interessant is as jy nou kraletjies werk doen, of as jy nou Hoe kom ons daar? Okay. of as jy verwerk doen of as jy borduurwerk doen. Dan kan jy dit nie doen as jy nie 'n goeie lig het nie. O ja. Want anders Dis die waarheid, hoor. Want anders werk jy soos ek nou wat die skottelgoed was. Yes. Nou staan daai skottelgoed was storie daar op 'n baie donker plek, so onder 'n kashalwe. En dan was jy nou daai skottel, maar jy kan nie sien nou was jy ordentlik nie, maar jy was met die hande daar. En toe kry ons 'n lig. Man, jy kry 'n lig wat skrik vir niks. Ek weet nie of jy sulke lig daar. 'n LED light. As jy hom, weet jy, as jy hom aansit, dan moet jy eers jou oë bietjie so vryf want hy's so sterk. Maar dis eintlik wie sê, "Wow! Ooh, dis lekker." Amen. Dan kan jy die fynste ou kleinste spikkeltjie in daai koppie sien en dan sit so lekker. Wie van julle hou daarvan? O, skottelgoed was is so 'n wonderlike ondervinding. Ja. Nou as jy met kraletjies werk, pastoor Jan. Okay, nou kom ons terug na die Ek en kraal. Lisel weet nou van kraletjies werk. Nodig. Want
Daai gaatjie is so klein en daai naald is so, en nou moet jy hom deur daai klein gaatjie kry. So as jy nie goeie lig het nie, kan jy nie goeie werk Ja, jy doen vra nie. my mos nou die dag, jy sukkel om die naald garing Garing die die naald. en jy hou dit so voor my, ek sê, waar is die naald? Ek kon nie eens die naald sien nie. En sy kry dit nog reg, om daai, ek weet nie hoe doen sy dit nie. Om daai, dit lyk vir my soos 'n vreeslike dik tou, wat sy nou deur so 'n ding, wat ek nie eens die naald kan sien nie. So, nou, Ja. hoekom Sterk lig is hoekom die het ding. 'n mens so skerp lig nodig? Jy weet, Dawid sê, Here, kyk of is daar by my 'n weg van smart. Ja. Toets my. Verlig my, Here, dat ek Verlig kan my. sien, is daar Toets my, donker kolle. Here. Toets my. En dit is daai uitverkoop wees aan die Here om te sê, Here, kyk, sit die lig op my, Here, en as daar iets is wat nie reg is nie, Here, laat ek dit tog net neer En dis wat jy want sê. ek wil nie te kort wees. Dis wat dit so mooi Ag, maak. God se heerlik. Die Heilige Gees in Amen. ons, wat die woord van die waarheid vir ons so Yes, oopmaak. amen. Die woord se lig kom so sterk. Hoe sterker dit deurkom, hoe meer sien jy die swart kolle in jou kop. Amen. Weet jy, en dit is daai gedagtes wat jou kan seermaak en ander mense kan seermaak. Is so. En dan kan jy doen wat Paulus sê in wat is dit, Korintiërs 2 Korintiërs 10. Sê hy neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid aan Christus die woord lig. Hoe meer lig, hoe makliker sien jy donker kolle. Amen. As En dan jy kan jy deel daarmee. 'n doring het in jou voet of in jou hand of waar Klein fyn doringkie wat Klein fyn in jou hand doringkie. insteek byvoorbeeld, ja. dan moet jy skerp lig hê om daai dingetjie uit te haal. Stem julle saam? So, Dit is allemaal so dis lekker hoekom as die daai lig daar doring is. is so geïrriteerd en dan hou van en hy bly vat daar in 'n seer en dan kry jy uiteindelik nou 'n naald en 'n lekker lig. En dan kan jy daai doringkie nou so mooi sien en hom uitkrap en dan is dit so verligting. Ja. Nou, dis presies wat hy hier sê as jy aangaan vers 26. Ja. Hy sê op die dag as die Here die breuk van sy volk verbind en die wond gesond maak wat aan hulle geslaan is. En dis waarom daar in teaters skerp ligte is. Want Die ouens wat operasies doen. hierdie dokters wat moet sny en so, hulle moet baie mooi kyk. Ek meen, as hulle 'n gewasie afsny, dan moet hulle nie die helfte van jou maag ook afsny nie. Jy weet, hulle moet presies Fyn wees. kyk en fyn Fyn sien, kyk. sterk lig. Laat my dink aan Hebreërs. Hebreërs wat hy sê, wat skeiding maak tussen siel en gees. Ja, skerp tweesnydende swaard van die woord. Tweesnydende swaard van die Ja. woord. Yes, amen. So, kom ons gaan aan, ek raak te opgewonde. Wel, die woord maak 'n mens Dit opgewonde. maak 'n mens opgewonde. So, Vers 27. by die glans van sy glorie en lig. Okay, kyk, die naam van die Here kom van ver af. Sy toren brand, swaar wolke kom op, sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos 'n verterende Nou, vuur. pragtig weer die oordeelbeeldspraak. Amen. Wat ons leer hier in Jesaja en dan uiteindelik as Jesus ook praat van wolke en van vuur. Amen. Dan snap ons en ons verstaan dat Jesus gebruik profetiese taal. Hy is die vervulling van die profetiese. Dit is my snaaks dat by moderne kerk party van hierdie ouens wat altyd als in die toekoms wil sien, so hulle eie teologie naderhand ontwikkel, asof hulle nie die res van die Bybel lees nie. Jesus was die vervulling van die profetiese boeke. Kom ons hoor wat sê Jesus self. Dan verstaan ons, versnap, en dan is ons tydberekening reg, en dan gaan ons nie sulke harde knalle maak soos onlangs gemaak het vir die 23ste en die 24 September, wat almal nou gaan weggeraap word wat nou. En ek verstaan, daar's toe nou niemand weg nie. Kyk, as daar nou iemand is wat ek weet wat so iets sal maak, dan is dit pastoor Mempi. Nie dalk meer as ek, nee. So wanneer ek daai 23ste en 24 September die hele tyd dopgehou, waar is sy? Ja, ek was heeltyd besorg, jy weet, is sy nou weg. Mense, dis knalle, harde knalle, omdat ons nie tydsberekening verstaan nie, omdat ons nie die woord verstaan nie, omdat ons nie die beeldspraak in die Bybel verstaan nie, en daarom mis ons die tye. Ons tydsberekening is heeltemal uit. Dis backfires, dis daai kwaai knalle wat 'n kar maak wat sy tydsberekening uit is. Ja. Nou is interessant wat hy hier sê, om die nasies te sif
met 'n sif van vernietiging. Nee, so julle almal ken 'n sif. Nee, jy gooi aartappels of iets in 'n sif en dan was jy dit onder die kraan. Hoekom? Dis om die goo af te kry. Al daai donker Die gedagtes sand af uit te te kry. sif en uit te kry. Yes. Want dit gaan jou seermaak en die mense in jou lewe as jy dit nie doen nie. Dis daai politiek, daai verdeelde uit wat 'n ou in jou binneste het, in jou kop het. En 'n toom wat verkeerd stuur. Nou ek het laas vir julle gesê, prediking vat jou na 'n plek toe. En verkeerde prediking kan jou na 'n verkeerde plek toe vat. As jy te vorentoe kyk en jy sien die oplossing in die toekoms, is jy op 'n gevaarlike plek en jy gaan harde knalle maak. As jy kan terugkyk, sien wat het klaar reeds gebeur. Wie jy nou is in Christus Jesus, sê almal is weer, dan is jy wat hy sê jy is, en dan maak jy nie harde knalle nie. Dan is jy 'n blessing, jy's opbouend, jy's stigtend, jy's 'n groot seën op pad om te gebeur. So, as jy die regte prediking hoor, dan vat dit jou na die regte plek toe. Waar is die regte plek? Jy sal 'n In die stem- teenwoordigheid van God. Jy sal Dis die 'n- regte plek. Jy sal 'n stem Dis die agter regte jou plek. hoor. Ja. Waar is die verkeerde plek? Is 'n plek van ek is nie naby aan die Here nie. Ek voel verlate, ek is bang, ek is vol vrees vir Ag die Here, toekoms. kom tog nou en help ons. Ja. Die Here sê die hele tyd, Verkeerde ek is plek. in jou, Janie. Ek is by jou, ek is in jou. My krag is in dieselfde krag wat Jesus uit die dood al gewerk het. Werk nou binne in jou. Dis my liefde wat deur jou werk. Kom nou, staan op. Gryp die bil by die horings. Ek gee jou krag om dit te doen. Is interessant. Hy sê 'n toom wat verkeerd stuur is in die kakebene van sy volk. As ek nou Van sy wat? Sy volke. Die kakebene van sy volk. Kyk, as jy iemand se kakebeen het en jy het 'n ketting hier, dan Wat so kan net jy is nou daai besig om my hier aan my kakkebeen te gryp. jy So, kan ek kon nie daai nou iets persoon sê nie. trek waar jy hom wil hê. Ja. Is soos 'n perd. Ja, en Jy sit- Jakobus jy sit sê die stang in sy kake. ja, die Jakobus praat dan daarvan. trek Hy jy sê hom na 'n plek toe. Hy sê die tong is 'n baie klein ding, maar dit Yes. stuur ons hele liggaam. Hy sê as jy 'n perd se bek wil stuur, moet jy 'n stang in sy bek hê. Ja. So weet jy wat, wanneer jy jou mond wil reg bestuur hê, laat Jesus jou tong weet kry. Dis my so oulik dat toe hulle gevul is met die Heilige Gees, die eerste groot teken was die Heilige Gees hulle tonge weet gekry. Hulle het gespreek in vreemde taal. Ja. So die Here kry jou tong weet. En hoe kry jy jou tong weet? Hy kry jou denkswyse weet. Jesus sê bekeer julle met 'n mooi en verander jou sienswyse, want die koninkryk van die hemele is nou hier op hande. My naam is Emmanuel, God met julle. Waar is hierdie mense wat die hele tyd God soek in die toekoms? Ag Here, kom tog. O, dit raak net te erg hier in ons land. Kom tog nou Here, vat ons hier weg. Ontvlugtingsteologie. Ja. Die Here sê die hele tyd vir jou, ek is binne in jou. My krag is in Yes, jou. My amen. liefde is in jou. My Amen. vriendelikheid, my geduld. Staan nou op Yes. en bless die mense om jou. Amen. Maak dit reg. Ek gee jou my krag Yes. om die vuil papiere in die straat te gaan optel en oplossings gee vir die soeriets wat in die strate afloop. En mense, ek wil tog vir julle almal sê, hou op dom wees. Volgende stemdag gaan stem reg. Amen. Laat die Heilige Gees jou wys en moenie stem vir pelukas nie. Stem vir mense wat jy nou al gesien het, dinge reg doen. Nie enige politieke party is 'n oil painting nie. Daardeur sê ek is volmaak nie. Maar weet jy wat, die Heilige Gees sal ons lei. Stem julle saam? En Amen. soos ons al reeds geprofeteer het hierso uit hierdie lesse uit, daar kom Yes. 'n nuwe, Oh, yes. beter regering Amen. vir die republiek. Is dit nog republiek? Is dit 'n republiek van Suid-Afrika? Ek weet nie meer nie. Vir Suid-Afrika. Stem julle saam? Amen. En dit gaan een wees wat die dienste weer terugbring. En ons gaan trots wees om te sien hoe mooi lyk ons dorp. Maar ons gaan nie wag vir eendag nie. Ons doen nou wat ons kan doen. En daar in die kleine waar jy is, as jy uitstap by jou erf en jy sien daar lê 'n papiertjie, tel hom op. Moenie sê, ag nee, niemand tel niks op nie. Kyk hoe lyk die plek. Ag, los, wag, hier is nog 'n klomp papiere wat ek sal ook na gaan gooi. Nee, kom ons doen dit nie. Kom ons wees die regte mense vir Jesus. Okay.
Waar is ons nou? Ons is nog steeds by Ons is hier in die vertrek, ja, in die kamer. die en nou dink ek aan veral in die Joodse mense wat wag vir die Messias om te kom. Dis 'n verkeerde stand. Moderne kerke wag ook vir Jesus om te kom. Dit sê, staan op in die donker. Sy. Ja. Jy staan op in die donker. Presies. Jy staan op verlig. Staan op, wees verlig. Met die Ja. kennis en die Van- wijsheid. Mense wat Yes. in die donker rondloop gaan struikel. Yes. En weet dat jy verlig is. Daar sê. Amen. En dan vers 29, 'n lied sal by julle wees soos in die nag, as die fees gevier word. Nou, ek het 'n En julle sal vrolik wees. Ja, maar ek het 'n lied hierso, ek Okay. glo nie daar's iemand van julle wat hom ken nie. Nou ja, laat ons hoor. As jy hom in die Engelse Bybel lees, dan kan jy hom basies woord vir woord sing. Hy sê, "The Lord shall cause his glorious voice to be heard, and you shall have a song in the night. Dis mooi. Come to the mountain of the Lord, see his glory and his might." Nee? The eyes of the blind shall be opened and they'll see. The ears of the deaf shall hear. The lame man shall jump and shall leap as a hart. The tongue of the blind shall sing. Wow, en dit is nou klaar in wording. Ja. And you gaan shall nie meer have gebeur a nie, dis song klaar in hier. the night. Yes. Yes. In the night, in jou donker. Ons het daar 'n een song lied? in the night. Okay, so en die lied sal by julle wees soos in die nag, as die fees gevier word. En julle sal vrolik wees van hart soos die wat met fluite loop, om te kom op die berg van die Here. Die berg van die Here Is die altyd die berg plek van die Here gebed. is die plek van God se teenwoordigheid. Plek waar jy Wauw, vertoef in sy amen. teenswoordigheid. En dit Amen. gaan nie eendag gebeur nie, dit gebeur nou. Jy kan inhardloop in daai skuilplek, Psalm 91, Ja. Psalm 23, die stille waters, die groen bek, Yes. waarop jy jou neerlê, is reeds nou beskikbaar binne in jou. So, kom nou, praat met jouself, versterk jouself sodat jy kan 'n blessing wees vir die mense in jou lewe. Gaan aan. En die Here sal sy stem vol majesteit laat hoor. En die Here sal sy stem vol majesteit laat hoor. Sy arm sal neerdal met krag. Aha. Die blinde sal sien, die dowe sal hoor, die lamme sal spring in sy krag. Amen. Dis, ek het dit nou net vrylik vertaal, so dis Dis nie vir my so perfek. mooi, weet jy. Is nie perfek. As 'n mens kyk na God se handewerk, Amen. sy skepping, en jy kyk net na jou diere. Jy gesien hoeveel blydskap en vreugde is daar. Dis 'n afbeelding van wie die Vader is. Want weet jy wat? Dit wat die Here gemaak het tog sy afbeelding daarin. Het tog sy karakter daarin. As kyk na beroemde skildenaars, dan gaan hulle vir jou sê, "O, dis 'n Rembrandt daai, ek kan sien sy styl." Dis van Gogh, En dis 'n Picasso, wat? Picasso. En dis weet jy, in die Here se handewerk, in sy Amen. natuur kan jy dit sien. Sien jy Ek die weet Here vat jou ou hondjie en jou ou katjie. Kyk hoe vrolik en bly. Hulle lyk nooit of hulle bedruk is nie. Hulle is altyd vriendelik en vrolik. Want dis hoe die Here hulle gemaak. Die Here het jou nog beter gemaak. Jy's die kroon van sy skepping. Kom nou. Kom tot jou Amen. volle reg. Ja, pastoor, ek wag dat Jesus kom. Om alles reg te maak. I shame. Sis vir jou. Kom, praat met jouself. Jesus is nou Amen. binne in jou. Staan op. Wees verlig. Jy is klaar verlig. Die lig skyn nou deur jou. Sy selfde lig wat hy alles mee gedoen het, is nou binne in jou, skyn deur jou, helder soos 7 kragtige sonne. Die 7 goue kandelare, die Heilige Gees nou in jou. Wat vir my Amen. interessant is, vir ons is Jesus Christus die hoeksteen. Maar daar's mense wat hulle self teen hierdie steen stamp. Vir hulle is dit 'n struikelblok. Hulle wag dat die hoeksteen nog moet gelê word. Hy's lank Yes, al gelê. yes. En nou sê Petrus, laat julle ook opbou op hierdie selfde hoeksteen as lewende stene in hierdie geestelike tempel van die Here wie ons nou is.
Hy sê op die berg van die Here na die steenrots van Israel. Jesus was veronderstel om die hoeksteen te wees van die hele Israel. En hulle wag nog steeds vir die Messias om te kom. Hy het klaar gekom. Amen. Nou, en die Here sal sy stem vol majesteit laat hoor en die neerdaling van sy arm laat sien met grimmige toren en die vlam van 'n verterende vuur, storm en stortreën en haalkorrels. Want vir die stem van die Here sal Asur verskrik wees, met die stok sal hy slaan. En elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die Here op hom laat val, sal wees onder begeleiding van tamboerijn en sitermusiek, en met 'n uitgeswaaide vegtersarm sal hy teen hulle So, hy praat hier van Is interessant. vers 27, praat hy van die wolke, hy praat Dis van 'n die, spieelbeeld. ja, hy praat van die tong soos 'n verterende vuur, Yes. en dan wanneer 'n mens nou Jesus en luister in wat hy sê in Matteus 24, dan praat hy presies op dieselfde taal, dieselfde manier van die verwoesting van die tempel, van die ou bedeling, wat dan werklik plaasgevind het in die eerste eeu 70 na Christus. Jesus sê hierdie geslag sal nie verbygaan voor alles gebeur, en slag is 40 jaar. Dit was omtrent 30 na Christus wat dit gesê is, en 70 na Christus, presies 40 jaar, toe het presies gebeur wat Jesus gesê het. Hy gaan kom op die wolke, dis 'n vorm van 'n oordeel, selfde simboliese taal. Klaar gebeur, afgehandel, en nou kyk ons terug en ons sien hoe die Here werk. En nou wil ek net iets weer sê. Kan die Here weer so werk in die toekoms? Ja. Met volke wat droog maak. Wat het gebeur nou onlangs? Daar was oorloë, lelike oorloë. Ons is almal bly en dankbaar dat daar nou 'n bietjie van 'n oorlogstilstand is in die Midde-Ooste dan. En maar mense, hoeveel onskuldige mense, kindertjies, ou mense, is doodgemaak? Is dit reg? Sorry, kan nie reg wees nie. Hulle het nie eens wapens in hulle hande gehad nie. Dis nie soldate teen soldate nie. Dis sommer net bomme wat gegooi is op onskuldige mense. So ek is jammer om te sê, en ek bly om te sê, die ouens wat verantwoordelik is daarvoor, gaan pak slaag kry. Die Here beliggaam homself in ander nasies, om sekere nasies 'n pak slaag te gee. Selfde nou in Oekraïne, Rusland se leier, ou Putin, en gaan sommer sy naam noem, wat onskuldig veroorsaak dat onskullige mense, wat nie eens oorlog voer nie, wat net in gewone huise bly, gedood word. Sorry, daar kom vir hom ook 'n pak slaag. Hoor my woord. Hoe sê daai een, hoor my lied. Vir my lied. Pastoor Jan, hierdie is vir my so mooi, want ek sien vir Daniel hulle se vriende wat in die vuuroond gegooi word. Yes. En die manne wat hulle ingegooi het, Sadrag, Mesach en Abednego. Wag nou. Soek jy dit nou? Doodgebrand. Oor die manne wat hulle ingegooi het, wat vir Sadrag, Mesach en Abednego. Dit was baie sterk manne daai. Dit was Hulle het, groot ouens. kan jy sien wat ek sê? Ja. Hulle het doodgebrand. Maar Sadrag, Mesach en Abednego het vry binne in rondgeloop. Die vuur het hulle niks gemaak nie. Kan jy sien Daar was die, nie eens 'n rookie aan hulle nie. kan jy sien die, vir hulle wat die Here se heerlikheid het, doen die vuur niks. Maar vir hulle wat nie God wil glo nie, vir hulle Ja. hulle sal brand. Ja. So dit is interessant wanneer die Here kom in 'n oordeel, is dit beloning vir hulle wat in die Here Daar is, sê jy dit nou en mooi. dis 'n oordeel Daar sê jy dit vir nou hulle wat mooi. nie in die Here is nie. Yes. Okay. Dis soos goud, Ja. nê? As jy goud uit die grond uithaal, blykbaar, ek weet nie, ek het dit nog nie gedoen nie, maar as jy dit louter met vuur, dan Word dit word die beter. goud beter, Ja. nê? Ja. Want die vuur Ja. vat die onsuiverhede uit en dan word die goud beter. Ek wil net So iets ek gou wou hier dit net opsom. gesê het. Ja. Wanneer die Bybel praat van oordeele, dan Yes. kom ons noem dit so, 'n Bybelse oordeel.
Yes. dan Daai is is die baie hoogtepunt belangrik. van die Bybelse oordeel. Yes. Sê almal oordeel. Oordeel. Hoop op en is dan afgehandel meer as 2000 jaar gelede, 70 na Christus, toe uiteindelik Jerusalem en die tempel verwoes is. Dis die ou bedeling wat verbygegaan het. Daar's 3 Griekse woorde wat wêreld aandui. Die eerste Griekse woord is oikumene. Nou ek onthou dit altyd so, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, daar's 'n oike in. Nou dink ek altyd aan 'n klein varkie. Oik, oik, oik. Oikumene. Oikumene. En dis hoe ek dit onthou. Wat beteken dit? Dit beteken landstreek. Dit beteken nie die aardbol nie. Was dit en die ander woorde wat jy ons Ek geleer gaan het nou is Eretz. ek gaan nou Nee, die ja. Hebreëse woord waar hy oral as jy in die ou vertaling gaan kyk, in die Ou Testament, dan kry jy wêreld. Nou die Afrikaans of die Engels sê net wêreld of earth. Maar daar's verskillende woorde. Onthou julle toe ons 'n studie gedoen het van die verskillende loof en pryswoorde. Ja. Toe ontdek ons in die Afrikaanse vertaling staan daar loof en prys. Maar as jy na die Hebreëse woorde gaan kyk, dan kry jy woorde soos Hallel, wat halleluja is, en jy kry woorde soos Yada, wat jou hande in die lug opgooi. Maar in ons Afrikaanse Bybel staan daar net loof en prys. Maar dis so die vertaling, weet jy mense, ons almal moet vir ons vertalings aanskaf. En jy kan dit op jou foon doen, jy kan dit op jou PC doen, wat jy Griekse of Hebreëse, die Ou Testament is Hebreëus en die Nuwe Testament is antieke Grieks. So dan kan jy gaan kyk na die definisies van al die woorde. Nou as jy gaan kyk na wêreld, soos ek nou genoem het, So die die woordjie eretz in die Hebreëse woord beteken eintlik landstreek. Dan in die Grieks dan natuurlik is die eerste een oikumene, wat wees ook landstreek. Dan kry jy 'n ander Griekse woord kosmos. En dit praat meer van jou wêreld. Ja. Ons sê byvoorbeeld die rugby wêreld. Almal wat vreeslik in rugby is. Ja. Leef in 'n wêreld van hulle eie. Hulle kan jou alles vertel van wie se topspanne en wie drieë gedruk en wie se topspelers, en die sokkermense leef in 'n sokkerwêreld. Tennismense in 'n tenniswêreld. Miskien is jy 'n tuinman of 'n tuinvrou en jy's mal oor tuine en tuine. So jy leef in 'n tuinwêreld. So dis die woord kosmos. Dit praat nie van die aardbol noodwendig in die sterrehemel nie. Nou baie mense wil sê, as die Bybel praat van die wêreld, dis nou die einde van die wêreld. Sy sê, dis die einde van die wêreld, dis die einde van ons planeet Aarde. Dit is glad nie so nie. Dis die einde van 'n wêreld, of sê 'n sienswyse. Jy het 'n rugby sienswyse, of 'n sokker sienswyse, of 'n tennis sienswyse, of 'n tuinbou sienswyse. Miskien het jy nou verander, en jy het nou moeg geraak daarvoor. Nou is jy nie meer 'n rugbyman nie, jy is dalk nou 'n tennisman. So jou rugby wêreld het nou geëindig. Verstaan julle? Dis 'n denkswys. Dis nie die aardbol wat verendig het nie. Maar hulle wil nou graag hê ons moet glo planeet Aarde gaan nou tot niet gaan, en hulle hele teologie is daarop, en hulle maak God gemaak vir Baba Bang, die wêreld gaan vergaan. Mense, dit is net 'n bedeel. Dan die volgende Griekse woord, ons het nou genoem oikumene, wat beteken landstreek. Ons het genoem kosmos. Kosmos, wat beteken Eretz en soos wêreld, jou wêreld van rugby, jou wêreld van sokker en so meer. En dan is die derde ene, wie wil hoor, sal ons volgende keer terugkom? Ja. Okay. Dis die woordjie ion. Ion. Wat beteken dit? Bedeling. En so praat hy van die wêreld dan wat vertaal word in ons Afrikaans in die Nuwe Testament, staan daar wêreld, en staan daar ion. Daar staan nie aardbol nie. Ion beteken bedeling. Dit gaan, wat is die bedeling? Die ou bedeling was die ou tempel gebou met die ou priesters wat diere moes offer, en die mense kom en bely hulle sondes, dan moet hulle diere bring vir offers. Jesus het gesê, die ion, die wêreld gaan verby. Wat 'n wêreld? Hy sê die hemel en aarde moet verbygaan. Almal van hulle in daai tyd het verstaan. Hemel en aarde beteken die tempel. Die plek waar God met die aarde ontmoet, waar die hemel, God
met aarde ons ontmoet. Dis soos Johannes 17 wat ons mos nou op 'n Sondag doen, vers 14, hy sê ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat. En daai wêreld is Daai kosmos. wêreld is goddeloosheid, dis evil, dis mense wat ongelowig is, dis mense wat nie die Here liefhet nie. Kan jy sien? Kyk, as praat jy die nie- hele tyd Hy praat nie van die berge en die heuwels wat hy praat nie hulle van haat nie. fisiese planeet aarde nie. Hy praat van sienswyses wat in mense is, 'n wêreldsienswyse. wat die Christene gehaat het. Jy het 'n rugby sienswyse, jy het 'n sokker sienswyse. So hier praat hy van dit. Hy praat nie van die einde van die aardbol nie, Yes. van planeet aarde nie. Maar hierdie ouens wat in vasgevang is in verkeerde tydsberekening en hulle wil nie die woord regtig bestudeer nie. Dis die einde van aardeplaneet. Ag Here, laat hierdie ou planeet nou verwoes raak. Gee vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar daar geen mislike mense is nie. Maar dan moet jy net nie daar wees nie, want jy's mislik. Buite kan die tempel, Ja. die wêreld buite kan die tempel. Ja. Die mense rondom jou, hulle daar waar jy werk, Ja. waar jy veronderstel is om te werk en die Ja. bediening uit te dra. Ja. Dis daai wêreld. Presies. Kan julle dit Amen. verstaan? So wanneer ons die vertaling sien van wêreld oral by weet jy daar selfs vertalings wat nou deesdae dat skryf planeet aarde. Mense, dit is verskillende Griekse woorde, verskillende Hebreëse woorde. Dit praat meer van 'n landstreek en dan praat dit van 'n die wêreld waarin jou sienswyse ingehul is, soos die sokkerwêreld of die rugbywêreld of tenniswêreld. Hoe jy of gewire wat se- is. Hoe jy gedink. Hoe jy Almal van gewire ons, is. almal van ons leef in ons eie ou wêreldjie. Kartjies. Sê amen. Moet net nie my wêreld kom ons versteur nie. Nee, dis nie my sienswyse nie, dis nie my wêreld nie. Die Here sê dit het verbygegaan. Die ou sienswyse is nou verby. Amen. En daarom sê Romeine 12 word verander deur die vernuwing van julle Jou gemoed. Laat Christus jou denkswyse Yes. vul. Christus is die enigste een wat jou waarlik vry kan maak Dis 'n nuwe van 'n verkeerde blueprint. sienswyse. En dis die regte blueprint. Dis die ou bedeling wat verby Yes. is. En dis waarom die Bybel twee skrifgedeeltes en daarby sluit ons af gebruik vir laaste dae wat vir my uitstaan. Handelinge hoofstuk 2 staan Petrus op nadat die Heilige Gees uitgevul is. Die mense spot en sê hulle is vol soet wyn. Hy staan op en sê hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, maar soos die profeet Joël gespreek het. In die laaste dae sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Wanneer het dit gebeur? In die laaste dae dan, 2000 jaar gelede, toe die Heilige Gees uitgestort het. Laaste dae van wat? Van die ou bedeling. Die ou bedeling was waar hulle in die tempel gebou bymekaar kom. Wat is die nuwe bedeling? Ons is nou die tempels. Die Heilige Gees wat in die ou gebou was, is nou binne in ons, die nuwe tempels. En dan in Hebreërs hoofstuk 1, dan sê hy te pragtig vers 1, dan sê hy in die ou dae, in die ou bedeling, het God met sy mense gespreek deur die profete. Maar in die laaste dae, sê almal laaste dae, Amen. sal hy met ons spreek deur sy seun. En wanneer was Jesus hier op planeet aarde? Meer as 2000 jaar gelede. Dis jou laaste dae. Jesus het opgetree in die laaste dae van wat? Van die ou bedeling, die ou wêreld, die ou sienswyse, die ou denkswyse, die ou bedeling. Eon. Amen. Dis verby. Pastoor, ja, ek moet hierdie lees. Ek moet dit lees. Jy moet baie vinnig lees. Ek gaan dit vinnig lees. Ja. Dis 1 Petrus 2. Laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld hierdie woord: die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword vir ons, is 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry,
om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot in sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk Is. God is. Is. Wanneer gaan dit gebeur? Is. Klaar gebeur meer as 2000 jaar gelede. It's done. Ons is nou, wat die woord sê, ons is. Vader, ons dankie vir Done die woord and dusted. vanmôre. Amen. Ons dankie dat ons so kon kuier om Dankie, die woord. Here, Dankie ons is Here, een jy het ons koninklijke oë en ore priesterdom. oopgemaak. En daarom praat ons nou met onsself. Ons sê vir onsself wat die woord sê, wie ons is. En ons wil nou in hierdie is van u lewe en dit uitlewe na ons medemens. En ons wil hulle bedien met vreugde en blydskap en met lig. En dankie Vader, u bring verligting in elkeen se gedagtes. Yes, amen. En u maak elkeen se verstand wakker en oop, Vader. En almal word wakker in Christus Jesus. Amen. En ons begin optree. Ons staan nou op, want u lig het in ons opgestaan. U opstandingskrag is in ons Amen. en werk deur ons. En nou is ons 'n blessing en 'n seëning Amen. vir almal in Dankie, ons Here. lewens. In Jesus naam. En almal wat saam met my glo, sê Amen. Ek is so hastig om klaar te maak, die laaste vers is nog nie eens gelees nie. Wat 'n laaste vers. Kom ons lees net die laaste vers. Karen, lees jy vir ons hard daai laaste vers. Vers 33. Want 'n tofet is van gister af gereed gemaak. Ook is dit vir die koning berei. Diep en wyd het hy die houtstapel daarvan aangelê, met vuur en hout in menigte. Die asem van die Here is soos 'n stroom van swawel, wat dit aan die brand steek. Pragtig, en daar het ons die tofet, dit is die koperaltaar. En weet julle, die koperaltaar is aangesteek deur die Here self vanuit die mees heiligste plek van die versoendeksel af, het die vuur gespring en dit het dan die offerdier en ons verteer. En wie is die offerdier vir ons? Was Jesus Christus, die paaslam wat geslag is. Eenmaal het hy ingegaan, eenmaal het hy die oplossing gebring. Baie dankie Karen, dat ons nou, anders mis ons nou die laaste vers, en dan gaan ons nou volgende week begin met die laaste vers, dan hou ons wil jy nooit op nie. So nou is ons daarom klaar met daai hoofstuk. Baie dankie julle almal. Die Here seën julle. Amen, amen.